Ons vir almal wat alreeds ingeskakel het, baie welkom. Ons gaan net nou amptelik vir almal verwelkom, maar as julle so lank in die chatbox net wil sê waar julle is vandag, ons sal graag wil hoor met wie ons almal praat en ek hoop julle gaan lekker deel hê aan hierdie gesprek. So enige tyd wat julle ook lus voel om 'n vraag te vra, asseblief sit dit in die chatbox. Maar ons wil graag hoor waar julle is en hoe lyk die weer, want in Johannesburg is dit nogal 'n pragtige dag, maar is eintlik koud. So ek weet nie wat aangaan nie. Ek het my baadjie aan. Is veronderstel om warm te wees, maar hier waar ek sit is dit koud. So maar is baie mooi nietemin. So ek hoor graag van julle. Die chatbox, as julle nie gewoond is aan Zoom nie, ek dink die meeste mense is onder aan jou skerm. Ja, en ek kan dalk vir jou terugvoer hier uit die Kaap uitgee. Ek en Roline het nou vinnig gesels. Dit is 'n lieflike sonskyndag hierso. Ons sien uit na die winter. Ons sien nou vir hierdie tyd het ons al 'n klomp reën gehad en die reën is so nodig hierso. So sonskyn, soos julle mooi weer maar warm. Dis hier in die Kaap. Ja, ons het eintlik 'n fantastiese laat herfs. So ek weet nie dalk is dit maar net my lyf wat vir my sê ek moet regkom vir winter. Hoor volgende week om die koue. So kom ons kyk, dalk kry julle reën. Ja, net nie Woensdag nie. Woensdag soek ons mooi sonskyn. Jy wil nie gaan nat reën daar in die stemtown nie. Nee. Ja, die son sal skyn oor al die kiesers. Kom ons kyk gou hierso. Ja, ek sien nog nie eintlik enige kommentaar nie. So lyk my mense is maar skaam. Julle hoef nie skaam te wees nie. Asseblief sê waar julle is vanaand. En baie welkom. Ons is Pretoria, Durban, hier kom dit nou. Daar's hy lekker. Jammer, Jana sê die chat was gedisable, jammer oor die Engels. Hier's Ceres, ons sê Mamasbury, Sterkstroom, Woolsley, Boksburg, Piet Retief, Middelburg, Mpumalanga, Kaap, hitte voor die koue, daar's hy Somerset Wes, Kabega, PE, Middelburg Oos-Kaap, lyk my Middelburg, ons het al die Middelburgs hier. Dis wonderlik. Laerskool Welgemoed, Durbanville, Calitzdorp, Pretoria, Ladybrand, gepraat van koue, daar's hy. Dink julle wen waarskynlik. Panorama, Kaapstad, Brackenfell, Kaap, Jeffreys Bay, Brackenfell, Centurion, Hoedspruit, teenoorgestelde van Ladybrand. Bellville, PE, Kaapstad, Queenstown, jongens, dit gaan lekker, dis reg oor die land. Durbanville, Kuilsrivier, Kaapstad, Bellville, Kraaifontein, Brackenfell, Oos-Kaap, Karedo, Oos-London, Benoni, Wellington en Alberton. Daar sê, gaan goed. Strand, lekker. Nee, ek sien ons is landwyd uit 'n nage. Daar sê, ja, dit gaan baie goed. Ek is bly almal is ingeskakel en ons sien baie uit na die gesprek. Ons sal oor so 'n minuut of so sal ons afskop. Ons gee net vir almal wat probeer inskakel 'n geleentheid. Ons wil soveel as moontlik mense hierso hê. So ek dink Ena, as jy vir my soos 'n knik kan gee as jy dink min of meer almal is in, dan sal ons afskop. Daar sê ons het Boksburg, Gordons Bay. Welkom julle. Nog iemand van Benoni? OK, Ena sê vir my daar is nog mense wat inkom, so ons gee dit nog so 'n paar minute. As julle wil kan ek julle meer vertel van die weer in Johannesburg, maar dit is redelik velig want
sonskyn, blou lig. As ek nou by die venster uitkyk, pragtige herfsblare en ons het so 'n boom met sulke swart bessies wat die voëls baie lief vir is en dan is hulle baie lief om op die kar te gaan sit en hulle merk te los. Ampamsumtoti, Kuilsrivier, daar's hy. Dis lekker om julle hier te hê. Okay. Daar's hy. Ena sê vir my ons Parktown, fantasties. Ena sê vir my ons kan min of meer nou afskop. So sy gaan steeds vir almal 'n geleentheid gee om in te kom. Maar ons gaan afskop sodat ons nie te veel van julle tyd opneem nie. Ons weet dit is 'n moeilike tyd van die dag. Ons moet amper begin kos maak en kinders se huiswerk doen en al daai dinge. So baie dankie vir almal wat ingeskakel het. My naam is Hannes Barnard en ek is baie bly dat ons fantastiese paneel het vandag. Ek gaan hulle nou voorstel aan julle. Wat ons doen is hierdie is 'n derde kwartaal doodkussie as jy wil vir jou laerskoolklaskamer. En dit is maar net eintlik 'n geleentheid vir ons om idees te deel, saam te gesels en te kyk wat werk en wat moontlik nie werk nie. So ons wil graag julle aanmoedig om ook vrae te vra. Skryf dit gedurende die gesprek in die chatbox en ons gaan ons bes probeer om aan die einde by julle uit te kom en dan 'n geleentheid te gee vir die paneel om julle vrae te beantwoord. So ek wil vinnig almal gaan julle bekendstel. Ons het vir Rolien Viljoen. Sy is van Ceres, Laerskool Koue Bokkeveld. Goeienaand of goeiemiddag Rolien. Dankie dat jy hier is. Sy is nie net 'n onderwyser nie. Sy is ook 'n skrywer. Sy het die ABC van gedigte geskryf as ook studiegidse. Dus weet sy presies waarvan sy praat. Ek sien baie uit om te hoor wat jy sê Rolien. En dan het ons vir baie welkom. Dan het ons vir Hanna Pretorius van Laerskool Welgemoed, die Kaap. Ook 'n skrywer van verskeie dinge, onder andere vrae en antwoorde vir die klaskamer. En ons gaan vandag daaroor gesels en hopelik bied dit vir julle praktiese hulp vir die klaskamer as julle daarmee sukkel. En dan het ons ook vir Jaconet van Dijk. Sy is ons senior verkoopsverteenwoordiger vir die skoleafdeling van Kaapstad en sy gaan 'n bietjie met ons gesels oor die bundels en spesifiek wat jy vir die kwartaal 3 projek kan voorberei. So, ek gaan afskop sonder om verder julle tyd te mors. Niemand wil hoor wat ek sê nie. Ons gaan met Jaconet gesels. Jaconet, wil jy ons 'n bietjie meer vertel van die eerstens van die kwartaal 3 projek en dan hoe hierdie bundels wat deur Lapa Uitgewers uitgegee is ons kan help. Baie dankie. Ja, dankie Hannes. Goeiemiddag almal. Ek kan nie glo ons maak reg vir die derde kwartaal nie. Die jaar het so vinnig gegaan. Die woorde kwartaal 3 letterkunde projek laat ou soms voel of jy na die vlugsout moet gryp. Waar kry ek hulpbronne en hoe moet ek dit aanbied en het my skool onthou om te begroot hiervoor? Julle kan ontspan, soos die Engelsman sê, we've got you. Ek wil julle graag bekendstel aan die volgende 2 bundels. Hierdie bundels is saamgestel deur Marita Nel. Sy is Lapa se inhoudsspesialis oor opvoedkundige boeke vir kinders en jong mense. Die eerste een is die skool vir rampspoedige talente en ander gelukkige stories. En hierdie bundel word gebruik vir huistaal. En dan het ons blinkertjies in pa se baard en ander skitterende stories. En hierdie ene is vir eerste addisionele taal. Hierdie bundels is perfek vir laerskoolleerlinge en onderwysers omdat dit spesiaal vir die laerskool saamgestel is. En beide van hierdie bundels bevat al 4 genres wat behandel moet word, naamlik kortverhale, volksliteratuur, gedigte en drama. Dit is verteenwoordiging van die hele Afrikaanssprekende gemeenskap met heelwat stories in Kaaps Afrikaans en Namakolandse Afrikaans, asook stories in die Nama kultuur. Dan al die tekste is nuut geskep en dit is ook in audioformaat opgeneem met kragtige voorlesings van baie van die skrywers, byvoorbeeld soos Diana Ferris. Voor in die bundel is daar 'n QR-kode wat geskandeer kan word wat jy dan 'n opnames van hierdie verhale neem. Wat jy kan vir ons aangaan. Goed, dan is daar ook studiegidse. Daar's elke bundel het sy eie studiegids. Dis 'n volkleur A4 studiegids. En dit is lieflik vir die onderwysers en vir die leerders om vir hulle te help
om hierdie letterkunde projek te voltooi. Elke storie het 'n ontleding by, daar is aktiwiteite wat kan help met navorsing, sowel as met die mondelinge se voorberei. Daar is ook 'n QR-kode wat Ena nou vir ons gaan wys. Daar sien julle daar regs bo in die hoek. Daar's 'n QR-kode wat jy kan sommer nou kan skandeer, dan sal dit vir jou nog inligting gee rondom hierdie studiegidse. So dan gaan julle vra waar kan ons hierdie bundels en hierdie gidse in die hande kry? Dit is by enige uitgesoekte boekwinkel. Julle kan dit op LAPA se webblad gaan kry, of julle kan my direk kontak by j.van.dyk@penguinrandomhouse.co.za. Moenie bekommerd wees nie, ons sal aan die einde van die webinar sal ons weer al die besonderhede gee. So dan kan almal sommer net daar gaan kyk wie om te kontak. Net om vir julle te wys hoe hierdie bundels lyk. Dit is so 'n A5 grootte. En hy het al, soos ek sê, dis van graad 4 tot graad 7. So dit lyk na 'n lywige bundel, maar dis omdat jy hom vir 4 jaar kan gebruik. Dan hierso is blinkertjies in Pa se baard, is ook 'n A5 grootte, en dan die studiegidse, soos ek gesê het, is A4, lekker in volkleur, en elke bundel se eie een. Nou wat kos hierdie boeke? Die prys vir blinkertjies in Pa se baard, die standaard handelsprys vir hom, hierdie ene vir die eerste tradisionele taal, hy is R180, en dan die skool vir rampspoedige talente, die ene, hy gaan vir R200, en dan die bundel se prys is dieselfde, beide is vir R280 elk. So as jy enige vrae rondom die studiegidse of die bundels het, is jy welkom om my te kontak. Soos ek sê, ons sal weer op die einde die kontakbesonderhede gee. Goed, Hannes, dit is al van my kant af. Sterkte met die kwartaal 3 letterkunde taak. Ek is seker met hierdie bundels en met dit wat julle vandag gaan hoor, dan gaan julle dit sommer gou kafdraf. Kyk net, jy het gesê jy gaan vir 45 minute praat, so ek's nou glad nie voorbereid dat jy al klaar is nie. So nee, dankie. Ja, Hannes, ek het ook gesê ek het 'n dansie voorberei indien julle nodig het om te luister, so laat weet my. Nee, ons is reg vir daai dans. Nee, ek wil net wil vir almal aanmoedig wat dit wonderlik maak is, en ek beamoen eintlik wat Jaco net gesê het. Dit is nie ou stories wat in 'n bundel ingesit is nie. Dit is vars, nuwe stories deur opwindende nuwe stemme en dan ou bekendes. Dit is uniek en ons sien reeds hoe dit in klaskamers werk. So ons kan julle regtig aanbeveel om dit te gebruik. En dan wil ek nou oorgaan na Hanna. Hanna, wil jy vir ons dalk nog 'n paar triks vertel hoe mens kan voorberei vir kwartaal 3, vir kwartaal 3 projek, en spesifiek as mens kyk na bibliografie of enigiets anders wat jy dink mense wat inskakel kan help. Ek dink nou sommer aan een van Lynthia Julius se gedigte wat sy geskryf het, Hoeka, vir een van hierdie bundels van Marita, wat sy praat van hoe sy tand en maagpyn was oor iets. En ek dink baie keer ek moes vir haar gaan vra, toe ek besig was met die opstel van die gids, Lynthia, wat beteken dit as jy tand en maagpyn is oor iets? En toe sê sy vir my, dit is nou as jy nou so kerm soos 'n kat oor 'n darm en niks is lekker nie en alles is verkeerd. En ek dink ons onderwysers het almal 'n bietjie so gevoel toe hierdie kwartaal 3 projek in 2020 vir die eerste keer vir ons gegee is. Ek het al 'n bietjie met kollegas gepraat en almal het dit op verskillende maniere opgedis gekry van die verskillende departementele kantore af. By ons was ons gelukkig gewees in die Metro Noord distrik, want hulle het ons 'n verskriklike oulike projekriglyn gegee van byna 30 bladsye wat baie mooi vir ons gehelp het om te sien hoe, wat en waar. Ek dink enige navorsingsprojek in enige vak is aanvanklik 'n vreesaanjaende ding, want waar begin 'n mens nou eintlik? Waar gaan soek jy die tekste? Hoe probeer jy vir kinders verduidelik eintlik maar hoe eet 'n mens die olifant is die groot vraag. En die antwoord is maar happie vir happie, en dit moes ons leer soos wat ons aangegaan het, en Rolien gaan sekerlik nou ook daarbey aansluit. So wat ek vanmiddag vir julle gaan wys is nou maar net hoe ons dit aanpak. Ek dink die groot uitdaging was gewees om dit 'n eenvormige projek te kry van graad 4 tot graad 7, oor beide tale, omdat dit in Engels en Afrikaans aangebied word, sodat die Engelse baan nie miskien iets doen wat glad nie in die Afrikaanse baan aangeraak word of so nie.
En ook dat die kinders vertroud word met die manier hoe mense dit aanbied, want hulle moet dit van graad 4 af doen. So in graad 4 is dit so half 'n maagslag op die water, want die arme kinders probeer nog aanpas in die intermediêre fase, en dit is vir 'n graad 4 kind 'n moeilike ding, maar as daar dan 'n eenvormige manier is hoe dit aangepak word, en dit word in graad 5, 6 en 7 net 'n bietjie uitgebrei en uitgebou, dan kry die kinders meer selfvertroue en dan raak die projek regtig vir hulle lekker. Ek is totaal in alle boekwurm en ek is mal daaroor om te lees en om kinders ook lief te maak vir lees, want ek dink ons almal wat taalonderwysers is sal saamstem, as jou kinders hou van lees, maak dit jou werk as onderwyser net soveel makliker. So hierdie bundels wat Lapa nou saamgestel het, is iets wat my as taal ongelooflik opgewonde maak, want dit is, soos wat julle albei gesê het, splinter nuwe tekste wat so aktueel is, so ouderdomstoepaslik en heeltemal inklusief. Daar is nie 'n soort mens wat nie aangeraak word deur een van daai stories of gedigte dan nou nie. En dit is opwindend om vir kinders ook al die taalvariëteite te leer, en dit maak ons deel van ons navorsing. So ek gaan my skerm met julle deel, sodat julle kan sien, ons het hierdie geoefen hoor, want ek het gesê, daar's min mense so judgmental soos onderwysers, en hoe weet ek dit? Want ek is een van hulle. As ek eers by 'n webinar inkom en mense raak gespanne en begin rondtas in die donker en die skerm wil nie deel nie, dan verlaat ek sommer die kamer baie vinnig. So hier gaan ons. Die kwartaal 3 navorsingsprojek. Die WKOD het die volgende genres per graad voorgestel wat sinvol en in lyn met die KABV is. So ek weet hier's nou mense van al die verskillende provinsies af, en ek is seker julle almal probeer ook om al die genres so ver as moontlik te dek. By graad 4 stel hulle vir huistaal 'n kort verhaal voor, en vir drama vir die EAT, dan 'n jeugverhaal en 'n volksverhaal onderskeidelik by graad 5. By graad 6 volksverhaal en kortverhaal, en dan 'n jeugroman en poësie in graad 7. Nou lyk dit asof die goed oorvleuel, maar ek wil dan net graag ietsie daaroor sê. Die kortverhaal by graad 4 en die drama is nou baie maklik te pakke in hierdie blinkertjies vir Pa se baard en die skool vir rampspoedige talente, want dit word beide ingesluit. Dan 'n jeugverhaal kan enige jeugverhaal wees, en daar is vir albei Lapa, julle stel verskriklik baie van hierdie jeugverhale vry. Jy is vry om die hele verhaal met jou kinders te doen. Graad 5 behoort dit al te kan baas raak binne die bestek van 'n kwartaal, en 'n volksverhaal by graad 5. Wat vir my verskriklik lekker is van die volksverhale, is dat dit al ons kulture insluit. Veral vir eerste addisionele taal is dit tipies leerders wat uit verskillende kulture uitkom, en daarom maak dit die deur oop vir baie sinvolle klasgesprekke en baie sinvolle integrasie om mekaar ook beter te leer ken, veral in die Suid-Afrikaanse landskap soos wat dit nou lyk, en om ook kinders op so 'n manier dan lief te maak vir Afrikaans, want ek weet die EAT kinders in 'n groot mate is Afrikaans baie keer en hulle is nie altyd lus nie, maar as hulle dan sien dat soveel verskillende kultuurgroepe ingesluit word by die tekste wat aangebied word in hierdie boeke, is dit nogal regtig lekker om dan met hulle sinvolle gesprekke te begin voer. In graad 6 het hulle nou weer 'n volksverhaal, maar die keer by huistaal. En wat lekker is van die volksverhale is dat jy dan 'n bietjie dieper kan gaan delf vir al op huistaal vlak. En byvoorbeeld kan jy gaan kyk na dinge soos die Joodse verhaaltradisie, wat 'n pragtige ryk tradisie is met 'n klomp heerlike elemente wat nagevors kan word. En dan natuurlik die Afrika verhaaltradisie waarmee ons almal al vertroud is. Maar dan kan ons ook kyk wat 'n baie oulike idee is en wat ek al in die verlede gedoen het, is om vir kinders te gaan sê om by die huis te gaan hoor wat hulle herkoms is. Dis 'n verskriklike lekker gesprekspunt die volgende dag, want hierdie een sê sy pa kom van Franse afkoms en sy ma's van partykeer iets verskriklik vreemd soos Filippynse afkoms, of hoe dit ook al kan sy, en dan om daardie gesprekke te hê, ook om inklusiwiteit in die klaskamer te bevorder, en dit maak 'n fantastiese deur oop vir navorsing in die verskillende volksverhaaltradisie, omdat dit mos maar meestal mondeling oorvertel word. 'n Kort verhaal by EAT is heeltemal doenbaar, dit is nie moeilik om daai tekste in die hande te kry nie.
En dan vir graad 7 is dit 'n jeugroman by huistaal en poësie. By poësie is dit nogal 'n moeilike ding by die eerste addisionele taal om iets te kry wat toepaslik vir die kinders in klein happies afgebreek kan word en om navorsing eintlik doenbaar te maak vir 'n kwartaalprojek. So ek het baie hulpbronne daarvoor. As julle na die tyd met my wil gesels daaroor, is ek meer as welkom om dit met julle te deel, maar vir vandag se doeleindes gaan ons begin by waar begin ons met 'n hipotese. Om vir 'n graad 4 kind te sê om sy eie hipotese te skryf is amper 'n onbegonne taak. Dit is 'n baie moeilike ding. Ek dink daar selfs volwassenes wat nie eers lekker weet hoe om daai storie aan mekaar te les nie. So 'n hipotese is maar eintlik net 'n ingeligte raaiskoot. Dis 'n veronderstelling dat as iets op een manier gebeur, dan is die natuurlike gevolgtrekking wat jy kan maak dat dit dan nou op 'n ander manier ook toegepas kan word. So dit hou verband met die gekose teks en ek gaan vir julle gou-gou 'n voorbeeld wys van 'n hipotese wat ons gebruik by die graad 4's. Hulle moet 'n drama doen. So ons sê vir hulle Griekse teater is een van die oudste teaterforme en het vandag nog 'n groot invloed op moderne dramas. Indien Griekse teater vandag nog 'n invloed het, dan het dit ook 'n invloed op die drama Die Boek in die Hoed van Donkerwoud, of wat ook al die drama is wat jy dan nou gaan kies om met jou kinders te bespreek. As jy gaan kyk in Blinkertjies en in die skool vir rampspoedige talente, is daar 'n magdom lekker dramas wat jy met hulle kan doen, maar ons het almal ons hulpbronne vandaan. Maar uit hierdie hipotese uit moet ons dan kinders leer om krities na te dink, en ek dink dit is die groot voordeel vir my van hierdie taak, is dit rus kinders toe met toerusting om krities te begin dink, nie net in letterkunde verband nie net in Afrikaanse verband nie, maar oor die hele breë spektrum van hulle vakke wat hulle moet voltooi. So die navorsingsvraag is dan, watter invloed het Griekse teater gehad op die drama wat jy gelees het? So jy kan dit nou korreleer en dit toepaslik maak op die teks wat jy gekies het. Die eerste stap wat ons dan doen en hoe ons dit vir die kinders afbreek in happies wat vir hulle koubaar is om die eerste fase net vir hulle mooi te verduidelik. So ons vra vir hulle, die eerste fase is om 'n vorderingsverslag van 60 tot 80 woorde te voltooi. En wat belangrik is ook om vir die kinders te leer, en ek wil dit benadruk asseblief kollegas, dat hierdie taak vir so ver as moontlik in die klas voltooi moet word, want dit is nie sinvol vir kinders om by die huis te gaan werk en ouers doen die bulk van die navorsing en sif vir hulle deur die navorsing, en dan leer die kind uiteindelik niks nie, en dan is hierdie hele ding, die verantwoordelikheid lê by ons om hulle te dwing, as 'n mens dit so kan noem, om hierdie projek regtig onafhanklik te doen. En ja, dit gaan met drukke en stote gaan, en dit gaan frustrerend wees in 'n sekere mate, maar die vrugte wat jy daarna pluk is regtig waar die moeite werd. So die eerste dingetjie wat ons dan daarso vra is, die kind gaan deur hierdie drama lees en hy gaan aantekeninge maak van al die elemente van drama wat in die teks voorkom, as ook leidrade wat wys hoe Griekse teater die teks beïnvloed het. Ek weet dit klink nou na Grieks, maar vertrou die proses. So ons gaan kyk na veral die elemente van tragedie en komedie in Griekse teater. Dan gaan ons vir hulle vra om navorsing te doen oor die geskiedenis van Griekse teater, deur te fokus op tragedie en komedie. En daar staan 'n paar, soos wat ons dit noem in Engels, scaffolding of steierwerk, 'n leertjie wat hulle kan klim om daarby uit te kom. En ons gaan vir hulle vra, wat is die verskil? Dis wat hulle nou moet gaan soek. Wat is die verskil tussen komedie en tragedie? Hoekom het die Grieke hierdie toneelstukke opgevoer? Waar het hulle dit opgevoer? Hoe is musiek en dans gebruik om die storie te vertel? En die kinders is gek daarna as hulle begin met hierdie elemente. En waarom is daar kostuums en maskers gebruik? Want dit is 'n groot element, kostuums en maskers is 'n groot element in die Griekse teater. So hierdie dis 'n uitdeelstuk wat die kinders kry wat vir hulle dit uiteensit. Wat ek verkies om te doen en wat vir my sinvol is, veral in ons konteks in die onderwys in Suid-Afrika, is om in gedagte te hou dat nie al die kinders toegang by die huis het tot die internet nie. Nie al die kinders het toegang tot ouers wat betrokke is om hulle te help om hierdie navorsing te doen nie. En om vir 'n graad 4-tjie te vra of vir 'n graad 7, dit maak nie saak nie,
om onafhanklik navorsing te doen, dit uit te druk of die boeke te gaan kry of wat, daai arme kind slaan toe en hy weet nie waar om te begin nie. So wat ek verkies om te doen is om vir die kinders van bronne te voorsien. En dit klink so steelepel, maar dit is regtig nie. En as ek nou net vir julle kan bekendstel aan die fonds van die eeu, dan is dit weet.co.za wat 'n fantastiese hulpbron van Marula Media is. En as my ding nou mooi werk, ek hoop hy gaan werk, dan gaan ek vir julle kan wys. Daar's hy. As jy daarop gaan klik, hier is alles en nog wat, maar hier is al die drama elemente van begin tot einde, gebeure, karakterisering, gehoor etiket en dan belangrike drama elemente. So dis 'n beginpunt vir hulle navorsing wat hulle kan uitdruk. Jy kan dit in die klas vir hulle voorsien as jy weet jou kinders het nie toegang nie. Daar's verskriklike mooi beelde en dit sê so 'n bietjie vir ons oor teater en drama elemente wat 'n belangrike deel van hulle navorsing is. Dan gaan ek terug. Hier is ook 'n heerlike hulpbron. Ek hoop nou regtig hy gaan oopmaak, maar as hy nie, dan sal ek julle maar net vertel daarvan. Griekse teater, 7 nuttige feite vir studente. So hier is ook 'n hele, daar kan jy nou sien al die prentjies wat hulle dan nou uiteindelik kan gebruik. Anna, ek wil net sê die webtuiste het nie oopgemaak nie, maar as jy net kan verduidelik wat dit is, dan sit wonderlik. Kan julle hom nie sien nie. Nie een van die twee nie. Nee, nie een van die twee nie, maar jy die eerste een so goed verduidelik. Ek dink ons almal het dit gesien in ons geestes. So ja. So die tweede enetjie se webtuiste sê maar net wat is Griekse teater, die oorsprong van tragedie, die oorsprong van komedie en dan so 'n bietjie geskiedenis daaroor wat die kinders nogal baie interessant vind. Vir my is dit sinvol om vir kinders, soos ek sê, die navorsing te gee, maar dit hang af van jou konteks en jou posisie. Ek dink net om 'n gelykvoetige beginpunt vir kinders te gee, help regtig. Dan begin ons nou met ons verwerking hiervan. En daar is 'n legio maniere hoe jy dit kan doen, maar een van die maniere wat baie oulik werk vir die kleintjies is om 'n blokkiesraaisel saam te stel. Daar's verskeie webtuistes waar jy jou eie blokkiesraaisels kan maak en dan vra ons nou die vragies vir hulle uit hierdie navorsing uit om dit nou te gaan verwerk in blokkiesraaiselformaat. Jy kan dit doen in die vorm van 'n woordsoek, jy kan dit doen in die vorm van stomstreke, jy kan besluit hoe jy wil hê. Hulle moet net eers hulle tone in die water sit om te begin om hierdie werk te verwerk. Volgende vra ek dan vir hulle om so 'n werkkaart vir my in te vul en die werkkaarte lyk van graad 4 tot 7 dieselfde formaat. Ons wil hê hulle moet vir ons ietsie skryf vir graad 4 hoef hulle nie baie te sê nie oor Griekse teater en waarom. So ons spreek daai vragies aan wat ons vir hulle in die eerste fase se projek gegee het. Dan moet hulle kan onderskei tussen komedie en tragedie, wat is die verskille en waarom is die kostuums en maskers gebruik. En dan gebruik ons hierdie werkkaart basies as 'n kopkaart vir ons verslag wat geskryf moet word. So dit help vir hulle om dit net so bietjie uitmekaar uit te haal. So ons het dan 'n die blokkiesraaisel wat vorder na hierdie vormpie toe en die onderwysers, julle almal weet, dit vat die kinders nogal is 'n goeie tydjie om so ding. En dan is dit ook belangrik om die kinders daaraan te herinner om mooi te skryf. So hulle moet nog altyd al die elemente van ons skryfwerk moet hulle baie mooi in gedagte hou. Daar moet 'n bietjie idiomatiese taal gebruik wees. Ons moet nog steeds kyk na ons sinskonstruksie en na al daai klas van ding. En dan doen ons eerste poging van ons vorderingsverslag. Die hipotese het ons dan nou natuurlik reeds vir hulle gegee, so hulle hoef nie te veel te sukkel daarmee nie. Maar nou moet hulle reageer op die navorsingsvraag. En nou dat hulle die agtergrondkennis het deur middel van die navorsing wat ons voorsien het, die blokkiesraaisel, die eerste poging, nou moet hulle sê, stem hulle saam met hierdie navorsingsvraag, ja, dit is so, of nee, dit is nie so nie, en hulle moet uitbrei daarop. Belangrik ook is dat hulle dan moet sê waar hulle suksesse en mislukkings gelê het, en dan moet hulle evalueer, en dit is die groot ding, kon hulle die hipotese bewys. So, daar het die kinders ook nogals leiding nodig van die onderwyser af, maar dit is eintlik dan al hartstikke makliker as hulle die
julle voorstukkie gedoen het. Daar's 'n pragtige kontrolelys vir navorsing. Ek is nie seker of almal van julle oor hierdie kontrolelys beskik nie, maar indien julle dit nie het nie, julle is meer as welkom om te vra en dan gee ek dit. Dit help die kind om net mooi op dreef te bly en te kyk, het hy alles gedoen soos wat hy dit moes doen? Is daar ietsie wat hy uitgelaat het en die onderwyser kontroleer dan natuurlik hierdie gedeelte. Hier's 'n matriks wat ons dan gebruik, ook verskaf deur die WKOD wat net vir ons 'n bietjie mooi uiteensit hoe om hierdie vorderingsverslag na te sien. Ek is ook meer as bereid om hierdie matriks met julle te deel indien julle nie daartoe toegang het nie. En dan gaan die poppe nou dans. Dan kom die literêre skryfstuk. So nou gaan die kinders hierdie navorsing, ons is nou al vir sê nou maar 3 weke of hoe lank besig met Griekse teater en ons het nou al in die klas teateropvoeringkies gedoen en ons het kinders al maskers laat maak soos in Griekse teater en ons het hulle nou al blootgestel aan al hierdie goeters. Nou gaan hulle oor tot aksie. En nou vra ons vir hulle om een van die tekste wat dan vir kwartaal 3 voorgeskryf te word. So ons slaan 2 vleie met 1 klap om dit dan in 'n literêre skryfstuk om te sit. So ons sê, gebruik jou navorsing en skryf 'n dialoog. Dit moet 'n komedie of tragedie wees. So as jy nou die ding nasien, kan jy baie mooi sien of die kind snap wat die onderskeid tussen die twee is en of hy hierdie drama elemente wat ons nou geleer het in die hele loop van sake nou al kan toepas. En kopkaart eerste poging beplanning, hoe jy dit doen, ek sal vir julle wys hoe ons dit doen, maar dit is vir jou eie oordeel. Jy moet jou kreatiewe teks 'n gepaste titel gee en dan gebruik jy nou die drama of maak nou nie saak in watter graad dit is nie, as dit nou 'n gedig was of 'n jeugroman of wat ook al, jy integreer dit in jou taak en jy sê skryf 'n dialoog, in hierdie geval tussen Karel Kleintoor en Marinda, waar sy besluit om vir Karel Kleintoor te help om regtig te toer. So hulle moet aangaan by dit wat hulle reeds gelees het. Wat lekker is daarvan is dat al die kinders weer eens op dieselfde voet begin. Hulle dieselfde teks gelees, hulle dieselfde agtergrondinligting en daarom kan hulle dan 'n regverdige kans kry om hulle punte bymekaar te maak want hierdie ding weeg swaar. Jou dialoog moet 'n deeglike begin, middel en einde hê, dan die bronnelys, die doring en almal se vlees, wat weer eens nie so groot doring is as jy vir jou kinders help met die navorsing nie, want dan kan jy dit vir hulle baie maklik reduseer en vir hulle mooi wys hoe om dit te doen. Daar's 'n sperdatum en dan herinner jy hulle nou maar net aan die mondeling wat nou nog wag. Goed, hier begin ons nou. Ons eerste poging, ons breek dit vir hulle weer in klein stukkies af, ons help hulle. Wat gaan sy vir hom help om te toer? Want die kinders sukkel om self daai koneksies nog te maak in graad 4. Hoe gaan sy te werk? Kry Karel Toor dit reg? So die kinders kan daar hulle eie kreatiwiteit gebruik. Gaan dit werk of nie? En 'n gepaste slot, ek hou daarvan om vir die kinders te leer om met 'n lekker one-liner hulle stukke af te sluit, want dit help hulle om te leer om paragrawe en sinne sinvol af te wissel, wat 'n groot deel van hierdie skryfstuk se doelstelling is. Hier is 'n matriks dan vir die nasien van hierdie verklarende skryfstuk, ook deur die WKOD aan ons voorsien. En dan gaan ons na die mondeling toe. So die mondelinge aanbieding moet gebaseer wees op die navorsing. Hulle kan nie byvoorbeeld net die dialoog in die klas kom opvoer of so tipe van ding nie. Dit moet 'n mondeling wees wat die navorsing insluit. En leerders moet hierdie mondeling in die klas skryf. Daarom is dit belangrik dat hulle daardie navorsing, of jy nou kies om dit vir hulle te gee en of jy hulle vrye teels gee om self te gaan navors, die navorsing moet bygehou word en in die klas bewaar word sodat hulle daaruit hulle mondeling in die klas kan skryf. Jy kan, omdat ons dit hier 'n geïntegreerde oefening wil maak, tegnologie by die skool gebruik om visuele middels self te skryf. So jy kan byvoorbeeld by ons skool het die kinders 1 keer 'n week 'n media periode waar hulle na die media lokaal toe gaan en ons het 'n verskriklike oulike onderwyseres, Janine de Villiers, sy het ook al werk gedoen vir LAPA en sy help die kinders deur die hele proses. Ons sê vir haar, die taalonderwyser sê vir haar, ons kinders moet 'n PowerPoint maak vir hulle mondeling vir die kwartaal 3 projek en Janine eet die olifant saam met ons en sy breek dit vir hulle af en sy, al is dit net 2 skyfies,
Maar daai kind het self daar gesit en hy het dit self getik en self vir hom hulpmiddels gemaak. Jy kan hulle ook plakkate laat maak, jy kan vir hulle leer hoe om Canva te gebruik as jy toegang daartoe het, maar die hoofsaak is dat daai mondeling moet in die klas geskryf word. As hy dit klaar in die klas geskryf het en hy wil dit by die huis gaan oefen, dit kan gedoen word, maar die groot werk moet in die klas gebeur, want uiteindelik is ons besig om die kinders toe te rus met vaardighede. En dit help nie, ons stuur dit huis toe en dit word by die huis gedoen nie. En dis enerzijds die probleem, is dat daar te betrokke ouers is, en anderzijds is daar kinders wat regtig sukkel, ons kinders met uitvalle, ons kinders met onbetrokke ouers, kinders wat nie noodwendig die hulpbronne en die middels tot hulle beskikking het, om dit te kan doen en die ondersteuning nie, dat die onderwyser in die klas daar kan wees om te sê, nee, Boeta, kyk gou wat gaan hier so aan, dit kan nie werk nie, of probeer dit, of ja, ek is seker julle almal weet presies waarvan ek praat as ek dit vir julle sê. Nou by die bibliografie, ek weet julle almal weet hoe om dit te doen, maar ek gaan dit net herhaal, sodat ons vir die kinders op die regte manier kan leer. Ons lewe in 'n era waar daar soveel kunsmatige intelligensie is wat ons kinders al hoe dommer maak. En dit is vir my skrikwekkend om te sien hoe gemaklik met die druk van 'n kloppie boef is al jou navorsing gedoen en jy kan dit laat opsom en jy kan dit en jy kan dat, maar die kind het nog self nie fisies daarmee gewerk nie. En ons moet regtig waar probeer om kinders te weerhou daarvan om staat te maak op kunsmatige intelligensie. Ek sê nie daar is nie 'n plek daarvoor nie. Ek dink daar's definitief verskeie faktore en verskeie velde waar kunsmatige intelligensie tog ons werk vir ons baie makliker kan maak, maar dit moenie die kind se kruk word nie. So daarom is dit ook belangrik om die kind heeltemal om toesig te hou oor die hele proses van hierdie ding. Ek gaan dit nou nie, daar kan jy sien, Nel M, Blinkertjies en Pa se Baard 2022 Lapa Uitgewers, en jy kan daai bron nagaan. Dit is baie belangrik dat onderwysers moet seker maak dat kinders nie net goed van die internet af copy en paste en nie erkenning gee aan die bronne wat noodsaaklik is nie, want almal wat verder gaan in tersiêre studie moet uiteindelik hierdie proses kan volg. En as jy dan nie uit 'n boek nie, maar ons hoop vir Lapa Uitgewers se ontwil, julle gaan hierdie boeke gebruik, dan gaan ons nou op al die take deur die hele land van hier tot in Amanzimtoti sien, Nel M, Blinkertjies en Pa se Baard, of die Skool vir Rampspoedige Talente. Ek wil dalk net bylas, daar's nog 'n hulpbron, wat voorgeskryf is eintlik vir graad 7 tot 9, maar die tekste daarin is ook toepaslik vir sê nou maar graad 6 huistaal, graad 7 huistaal daar. En ek weet die titel is 'n bietjie pittig, maar sy naam is Tyd is 'n Bliksem. En dit is ook 'n boek wat Marita Nel saamgestel het en waarvoor daar ook 'n studiegids beskikbaar is. Wat heerlik is daarvan is dat die kwartaal daar sy Tyd is 'n Bliksem. Ek het saamgewerk aan daardie studiegids en dit was so heerlik geweest om vars heerlike Afrikaanse letterkunde fyn te maal en vir kinders op te dis. Ek dink dit is fantasties. So, en dan as ons gaan kyk na webtuistes se verwysing, is die skrywer se van, voorletter, titel van die webblad super belangrik. Die kind kan nie al sy bronne sê Wikipedia nie, want enige Jan Rapp en sy maat kan op Wikipedia enige snert gaan neersit. Dis nie akademiese werk daarin nie. So help jou kinders, lei hulle, en dan moet hulle ook sê op watter dag en datum hulle daardie teks besoek het. Want baie kere gaan van die tekste van lyn af en dan is dit nie meer beskikbaar nie, sodat jy daarom nou net 'n rekord daarvan het. Dit is die einde van my lied oor hierdie projek. Ek dink die belangrikste ding om maar net te onthou is dat dis jong kinders, die projek is vir ons nuut en ons moet probeer sin maak daaruit. So ek en Roline het ook daaroor gesels, kom ons vat mekaar se hande as onderwysers en kom ons deel ons hulpbronne. Kom ons deel ons idees, ons deel ons intellektuele eiendom om 'n gemeenskap te stig waarin ons mekaar kan ondersteun, want dit is tog ons taal. Dis ons moedertaal, ons vier amper 100 jaar van Afrikaans volgende jaar en ek dink ons moet ons kinders liefmaak daarvoor eerder as om dit vir hulle net nog 'n struikelblok te maak. Daar's baie maniere om dit te doen en ek is
ja, ek is opgewonde daaroor om te sien waarheen ons gaan met hierdie projek. Dankie Hannes. Baie dankie Anna. Ek dink ja, as iemand nie waarde gekry het daai uit nie, dan dink ek het hulle dalk aan die slaap geraak. Daai was fantasties. Ek dink daar's soveel tips en triks en handige hulpmiddels wat jy gedeel het. Ek dink dit gaan vir almal help. Baie dankie. Ons gaan net nou weer 'n bietjie met jou gesels oor iets anders, maar ek wil gou met Caroline praat en ons skakel oor hier na gedigte. So gedigte is iets wat uit die aard van die saak na in jou hart is. Maar ek wil graag hoor in terme van die kwartaal 3 projek. Hoe jy of jy dalk enige raad het in terme van die behandeling van gedigte en dan ook as jy kan praat van hierdie wonderlike boek wat jy saamgestel het, die ABC van gedigte daarna. Dit is darma so uniek. So dit maak mense opgewonde. Ek wil sommer weer gedigte doen op 'n laerskool vlak, want dit is net so fantasties. Ek dink almal kan daarbey baat. Maar kom ons begin met die kwartaal 3 projek en dan hoor ons wat jy kan deel. Dankie. Okay, dankie Hannes. Middag almal. Ek gaan gou my skerm deel. Ons het vroeër hier vir mekaar gesê, ek en Anna, dis nogal intimiderend om hier te praat, want dit is 'n dooie skerm, mens nie regtig terugvoer nie, so ek is 'n bietjie op my senuwees, nie 'n bietjie nie, baie. Ek deel net gou my slideshow hier by julle kry. En dan gaan ek present. So ek gaan gou vinnig. Kan almal my skerm sien? Hy het nog nie verskyn nie. Ek dink hy hier aan my kant. Ek weet nie of hy nou nog laai nie. Ja, ek dink hy laai moontlik nog, want dit is nou 'n swart skerm. So daar begin lyk of iets gebeur. Kom ons gee net 'n oomblik. Ek sal vir jou sê sodra hy verskyn. Uit die aard van die saak kan jy hom sien. Nee, dit is by my ook swart. Ook Dit het so. als gewerk terwyl ons geoefen het. Ek gaan gou weer. Rolien, Is dit ja? ek dink jy het hom by sy laaste skyfie begin, so jy kan net sê from beginning. Dan gaan hy van voor af begin. So jy gaan net Ja. daarso en dan daar is hy. Dankie. Dis 'n skerp oog. Dankie Ena. Verskriklik, dankie. Ja, als het gewerk toe ons geoefen het. Okay, so ek is Juffrou Rolien. Ek is eintlik, Hannes het dit nou so laat klink asof ek die skrywer is. Ek is ek is 'n doodgewone juffrou. Ek sukkel maar eintlik ook nog met die projek. Ek dink wat 'n bietjie teen my getel het is ek hou nou al 19 jaar skool en jy weet juffrouens het mos hulle parkeerplekkie, dit is stoele in die personeelkamer en jy het 'n manier van goedjies doen en 2020 toe slaat hierdie ding saam met COVID my soos 'n beker yswater in my gesig en net hoe gaan ons dit doen want jy het al hierdie werk in jou hand wat jy moet doen, jy het hierdie verwagting, die ouers verwag dan moet weer 'n toets geskryf word in kwartaal 3 en nou is daar ewe skielik nie 'n toets nie. So dit was nogal oorweldigend want jy wil al die werk doen wat jy verlede jaar gedoen het om by al daai taalwerk uit te kom en al jou begripstoetse. Sjoe, en ek dink die wiel het eintlik maar net 'n bietjie afgeval in daai jaar en toe daarna toe ek op die internet 'n taak gekoop en dit net so gedoen en toe ek nou dit sien toe dink ek sjoe maar as dit nou eintlik wat dit is dan kan ek dit myself uitdink. So verlede jaar het ek nou eintlik regtig eers begin met hierdie taak. So wat ek hier wil sê is don't let what you cannot do interfere with what you can do. Ek dink elkeen van ons kan regtig baie doen en het baie om tafel toe te bring. So vat daai baie ervaring wat jy het of die bietjie en bring dit en doen wat jy kan doen. So kom ons gaan kyk gou-gou die ABC van gedigte. Nou ek het dit nie alleen bymekaar gesit nie. Cathy, Viljoen het vir my gevra om deel te wees hiervan en ek het eintlik maar 'n kleinerige aandeel gehad in die boek. Ek was bevoorreg om by Dr. Estelle Creer by die Universiteit Stellenbosch. Ek het onder haar hande groot geword in die taalklaskamer en dit het regtig vir ons hierdie gedigte ingedra. So my liefde daarvoor kom eintlik van haar af en baie van die inligting. So dit is hoe die boekie lyk. Die gedigte is geskryf deur Liesel Nel
En wat, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ek gaan vir julle vertel wat is alles in die boek en dan gaan ek ook vertel wat het ek in my kwartaal 3 projekte gedoen. Nou ek is in die bevoordeelde posisie waar ek die enigste juffrou is wat Afrikaans gee vir graad 4, 5, 6 en 7. Ons skool het 1 klas van elke graad. Baie lekker want ek kan dit verander soos ek wil, maar dit is ook moeilik want ek moet alles alleen doen. So ek is altyd geweldig dankbaar vir enige vorm van hulp wat ek kry of ondersteuning. So wat is alles in hierdie boek? Daar is hoe om gedigte in jou klaskamer te benader. Dan is daar eenvoudige gedigterme om jou te help om ook gedig te praat. Daar is 52 gedigterme en 'n eenvoudige verduideliking van wat elkeen is. Verskillende digvorme, daar's 12 verskillende gedigte wat in hierdie boek presies vir jou gewys word hoe elkeen geskryf word. Gewoonlik as daar moet staan skryf 'n gedig hier, dan's almal okay, dis 4 versreëls, 2 strofes en 'n roep of paarrym of kruisrym. Dis maar wat die meeste van ons ken. En daar's eintlik so baie verskillende tipe gedigte wat jy met kinders kan doen. En dit is regtig nie so moeilik as jy net die 'n boek het of 'n handleiding wat vir jou wys hoe jy dit doen en jy het alles lekker bymekaar. Jy hoef net te gaan soek op Google of Pinterest, waar kan ek idees kry nie, dit is alles bymekaar. Okay, en dan is daar meer as 80 nuwe gedigte deur Liesel Nel. Die gedigte is volgens graad gerangskik in die boek, graad 3 tot 7 en dan is daar ook 'n afdeling waar dit per tema is. Byvoorbeeld, daar's gedigte oor tegnologie, oor ruimtewesens, oor die aarde, gedigte oor familie. So as jy iets in 'n tema behandel, dan kan jy net lekker gaan kyk, so ons soek bietjie iets oor tegnologie, hier's al die gedigte oor tegnologie, of hier's alles oor monsters en aliens. Ek weet die kinders is nogal lief daarvoor. En dan is daar wenke vir die analise en die bespreking van 'n gedig. Daar's ook wenke vir die Eisteddfod. Ek weet dit is nou Eisteddfod tyd, so die van julle wat nou hier by ons, ek hou skool in die Kaapse Wynland distrik, so ons kindertjies neem deel aan die Parelvallei Eisteddfod en die sluitingsdatum is nou die 7de Junie. So as jy wenke soek vir Eisteddfod of jy nou 'n juffrou is wat jou kinders moet help met gedigte, en of jy 'n mamma is wat by die huis jou kind moet help, daar's wenke. Hoe berei jy voor? Hoe doen jy dit op die dag? Wat doen jy nie? Baie lekker. Ek weet net, ek is nou al 19 jaar betrokke by Eisteddfod en die beoordelaars is altyd beïndruk met 'n gedig wat nie holrigery is nie. Nie iets wat almal doen nie. Toe ek begin het met Eisteddfod, het almal Philip de Vos versies opgesê reg deur die bank. Dit was net soos dit was die bekendste. So ek dink as mens iets van Liesel Nel gaan doen, ek dink nie. Ek weet min kinders gaan dit doen, so dit gaan definitief so 'n lekker vars bries wees daar by die Eisteddfod. En dan is ook wat baie uniek is in hierdie boek, daar is getoonsette gedigte met bladmusiek. Ek gaan byvoorbeeld gaan wys hier op die laaste bladsy. Hier is die bladmusiek. So as jy 'n koor het en jy kan klavier speel, dan is hierdie iets fantasties wat jy met jou kinders kan doen. Ek dink sommer ook aan 'n spreekkoor as jy 'n gedeelte daarvan wil begeleiding bysit of dat die kinders 'n bietjie 'n gedeelte sing. Lekker getoonsette gedigte. Dis ook met 'n QR-kode in die boek. En dan is daar ook die gedigte word voorgelees met 'n QR-kode wat jy scan en dan is daar iemand wat dit voorlees. So jy kan nou op 'n dag as jy griep het en jou stem is weg, dan kan jy net die QR-kode scan en iemand lees dit voor. Ons het vroeër ook gepraat, het Hanna dit genoem, kinders wat 'n konsessie kry, wat nie noodwendig self kan lees nie, want ons aanvaar baie keer kinders graad 7 jaar hulle kan lees. Dit is nie te sê hulle kan goed lees nie. Laat hulle fone gebruik, scan die QR-kode en luister na die gedig. Dis ook baie waardevol as daar woorde is wat kinders nie weet hoe jy dit uitspreek nie.
of dit is 'n vreemde woord, vir alle gedigte kry mens mos baie woorde wat of met digterlike vryheid opgemaak is, dan kan jy hoor hoe word dit voorgelees. Okay, en dan wil ek gou vinnig vir julle ietsie vertel hier by kwartaal 3 projek. Dus soos ek genoem het, ek is nie in die Metro Noord area nie, in Kaapse Wynland het ons nie daardie dokument wat jou half voorstel wat jy moet doen per graad nie. So dit is wat ek nou met elke graad doen in die kreatiewe skryfprojek in kwartaal 3 en dan gaan ek ook vir julle verduidelik hoekom. So in graad 4 werk ek met volksverhale en ek begin met Jakkals en Wolf. Dit is stories wat my ouma vir ons gelees het en ek het so 'n boekie wat sy nog met haar, hy het al so uit mekaar geval, sy het teen die kant met haar naaimasjien, het sy hom aan mekaar gestik. So dan lees ek altyd vir hulle dit en vertel hoe sy vir ons vertel het en dan natuurlik hierdie 2 boeke, ek het dit verskriklik baie gebruik. Verlede jaar was nou die eerste jaar wat ek my hande op dit gelê het en hier is baie stories in. So ons lees sommer 'n hele klomp volksverhale. Die klaskamer raak een groot leesfees in die 3de kwartaal. Dan in graad 5 natuurlik poesie, verskillende digforme. Ek sal nou 'n bietjie in detail ingaan oor wat presies ek met die graad 5e gedoen het. En dan natuurlik die boek, gaan ek nou baie gebruik die jaar. Ek het hom nie verlede jaar gehad nie. En dan in graad 6 werk ek met kortverhale. 'n Kortverhaal is 'n lang stuk om te lees. So graad 6 lees al vir my beter en vinniger. Dit is makliker om sulke lang stukke vir hulle te laat lees. En weer eens, ek gebruik hierdie een, die Skool vir Rampspoedige Talente en Blinkertjies in Vasebaard, beide van hulle. En dan in graad 7 doen ek die jeugroman. En die boek wat ek met hulle doen is Elton April, Elton amper famous April en Juffrou Brom. Dis 'n boek, ek dink op die lys van die WKOD word hy vir graad 9 addisionele taal voorgeskryf. Ek doen dit met graad 7 huistaal. Dis so 'n karaktertjie wat deel word van ons klas. Ek het dit nogal met my vakadviseur bespreek. Dit is 'n bietjie 'n dikker boek, maar omdat ons huistaal is en die kinders lees redelik goed wat ek in my klas het. Ons klasse is kleiner, so die kinders lees nie te sleg nie. Begin ek in kwartaal 1 om die boek te lees en dan maak ons hom nou einde kwartaal 2 klaar en dan as die skool begin volgende kwartaal, dan spring ons in met die projek. Dan het almal al die boek gelees. So dit is nie dat ek daai dik boek nou in kwartaal 3 begin lees nie. Goed, nou die verskillende digforme wat ek gebruik het met gedigte spesifiek in graad 5. Ek het 3 gaan kies. Ons het die naamgedig gedoen en toe 'n haiku en 'n limerick. Nou dit is vir my altyd makliker as ek met kinders werk met gedigte om vir hulle 'n gedig te gee met 'n baie spesifieke struktuur, sodat hulle weet. Ek het byvoorbeeld by die haiku, ek het net 3 reëls. Ek het nou net 5 lettergrepe in hierdie reël wat ek moet gebruik. En dis eintlik vir hulle ook pret. As mens 'n haiku vir kinders aanleer, jou klas is mal, want almal klap en hulle klap teen die banke en en hulle hande. Soos hulle nou probeer kyk, is hierdie sinnetjie wat ek hier wil gebruik, hierdie die regte aantal lettergrepe. So dit is regtig baie lekker en dan die limerick ook. Die limerick het ek baie gebruik gemaak van Philip de Vos se werk. Hy is mos die limerick koning. Ek het daai digbundel van hom, Malle Mele Man in my klas en daar's 99 limerieke in. So ek het omtrent al 99 vir hulle gelees. En op die einde het ons ook 'n limerick geskryf oor Philip de Vos. Ag, en dan net so ietsie waarmee 'n mens eintlik sukkel en wat vir my ook in die begin moeilik was die hipotese. Ag, en hier sommer net 'n voorbeeld van 'n hipotese as jy nou met gedigte sou werk in hierdie spesifieke geval en hoe ek dit gedoen het. Limerieke van Philip de Vos laat mense lag omdat hulle snaakse karakters en rymwoorde gebruik. En dan by die haiku, haikus word gebruik
haikus gebruik min woorde om groot gevoelens en prentjies te wys. So die haiku gaan dalk na die makliker gedig lyk want hy's korter, maar dit is inderwaarheid die moeiliker een om te doen. As iemand wil weet oor die haiku, ek het ook in lockdown moes ek 'n YouTube channel maak, 'n YouTube kanaal, en daar is ook 'n baie oulike video oor 'n haiku, hoe dit lyk, hoe jy dit skryf, stap vir stap, so mens kan dit net so gebruik. Ek gebruik eintlik inteendeel sommer elke jaar my eie video, dan hoef ek die les nie oor te doen nie. Okay, en dan met gedigte, ons het aan die einde, ons skryfstuk het elkeen dan nou sy 3 gedigte geskryf, nadat ons die hele kwartaal besig was met hierdie gedigte en die navorsing, het ek vir hulle gedigte saamgesit in hulle eie digbindeltjie. So die eerste bladsy het nou hulle limerieke op, en toe die naamgedigte en die haikus, en ek het vir hulle gebind, en hulle het dit huis toe gevat, dit was hulle hoogtepunt. Dit is regtig 'n baie lekker, sommer 'n lekker spanbou aktiwiteit ook. Okay, dan in hierdie boek, die ABC van gedigte, wil ek net gou 'n bietjie sê hoe om 'n gedig te ontleed. Ek dink as mens 'n gedig vat in die begin, is dit belangrik dat elke kind die gedig voor hulle het, met 'n potlood en 'n highlighter in hulle hand. En dan soos jy praat, dan gaan werk hulle op daai gedig en hulle gaan dit letterlik bekrap van 'n kant af. Die boek wys ook voorbeelde van hoe 'n mens dit doen. So 'n belangrike punt om na toe te kyk, ek dink ons weet hierdie almal, die titel en die digter. Dan ondersoek jy die struktuur, jy kyk hoeveel reëls is daar, hoe lyk die tipografie, is dit 'n vormgedig, is die reëls ewe lank, daar bespreek dit. Nommer 3, beeldspraak, watse vorms van beeldspraak is daar? Nou ek weet baie skole doen dit dat hulle die Afrikaans uitdeel. Elke juffrou moet sommer haar eie registerklasse Afrikaans gee. En dit is baie keer dan iemand wat nie regtig 'n passie daarvoor het nie, of jy spring ook nou maar by die diep kant in, want dit is wat jy nou moet doen. Dit gebeur mos maar. En dan het die ABC van gedigte daarby die terme verduidelik dit baie mooi. Watter tipe beeldspraak kry jy? So dit is nie dat jy nou hoef te wonder, ek weet nie wat is beeldspraak nie. Gaan na die ABC toe en gaan soek dit daar. Okay, dan nommer 4, kyk mens na wie is die digter en die spreker. Dis nie altyd dieselfde persoon nie. Jy kyk wat se taalgebruik was daar. Party gedigte is vir 'n teikengehoor van tieners, en dan is daar slang en Engelse woorde tussenin. Bespreek hoe word dit gebruik, of dis dalk 'n gedig wat vir Karoo mense geskryf is, en dan het hulle weer 'n bietjie hulle tipe taal gebruik, of dis net 'n ander dialek van Afrikaans. Die tema en boodskap kan mens nou kyk as jy 'n gedig ontleed, of analiseer is mos nou die groot woord. Ek sê altyd vir die kinders, dit is om vergrootglas te vat en 'n gedig uitmekaar uit te haal, amper soos 'n pastei, dat jy die deeg van afhaal, en dan gaan krap jy daar binnekant en kyk wat kry jy alles, as jy iets analiseer of ontleed. Dan by 7 kan 'n mens kyk na die persoonlike interpretasie, vir die kinders vra, wat dink jy van hierdie gedig? Wat het hulle bedoel hiermee? En dan gaan mens verskillende antwoorde kry, wat 'n baie goeie ding is. En dan ook laaste, hou jy van die gedig? En motiveer jou antwoord, want baie keer mens moet kinders aanmoedig, party gedigte is regtig simpel. En dan moet jy kan sê, juffrou, ek het nie hiervan gehou nie. Ek verstaan dit nie, ek weet nie hoekom het hulle dit of dat gedoen nie. Dit is 'n lekker besprekingspunt. En dan kan jy ook kyk, as mense gedig analiseer, is daar enige ander gedigterme wat ons nou nog nie genoem het nie. 'n kind sien dalk 'n ellips raak, of 'n alleenplasing, of hulle wil dalk weet, hoekom is hierdie laaste reeltjie elke keer so lank, of die begin korter. Sommer net iets lekkers ook om na te kyk. Nou die navorsing, jy weet, Hanna het hierop gehamer, en ek gaan ook hierop hamer, en ek wil vir julle wys hoe ek dit gedoen het. Die navorsing gebeur in die klas.
Ek het baie, ja, ek sien baie keer die hele projek gaan net so huis toe en in kwartaal 3 werk ouers hulle letterlik dood. En dit moenie so wees nie. Ek dink baie keer verwag ons as onderwysers hopeloos te veel van die kinders, want hierdie projek het hierdie klomp groot woorde soos hipotese en bevinding. En dan verwag mens dit moet hierdie verskriklike projek wees, maar mens moet onthou, hierdie is nou 'n graad 4 klas. Dis 'n graad 4 kind wat voor jou sit. Maak jou navorsing en jou verwagting dit wat 'n graad 4 kind vir jou kan lewer. Jy wil nie die professor by die huis se werk merk en bevind nie. So hierdie is nou my klas en ek weet nie al die klasse is so bevoorreg om rekenaars in jou klas te hê nie. So dit is nou wat ek doen met my rekenaars. Ons doen begeleide navorsing op die internet. Ek gaan kyk voor die tyd, net soos Hanna gemaak het. Ek gee vir hulle die webwerwe waar hulle kan gaan soek. So ek het ook weet wat ek gebruik en dan gebruik ek baie graag Storywerf. Dis ook 'n baie oulike 'n webwerf in Afrikaans en dit is ook kindervriendelik. Dit is maklik om inligting daarop te kry. En dan gaan sit ons in groepies van 2 of 3 en hulle het sulke boeke, sulke opsommingsboeke en dit wat hulle dan nou gevind het of die inligting wat hulle wil hê, moet hulle neerskryf in hulle opsommingsboeke. Julle sal sien hier lê die ontlode en die boeke is hier by hulle. So dis hoe ek dit doen. Ek doen dit met graad 5, 6 en 7 presies dieselfde. Dit is eintlik baie gevaarlik as jy net vir 'n kind sê gaan soek dit op die internet, want die graad 7's gaan op allerhande ander webtuistes land behalwe as die Storywerf een of die navorsing oor wat jy wil hê hulle moet doen. Ja, so mens moet daar 'n bietjie wakker wees. En dan nou as jy nie rekenaars in jou klas het nie, wat nou ook ons ander klasse het nie rekenaars in nie, en ons het Engels ook wat hierdie projek moet doen. Ons Engelse juffrou was oulik, sy het navorsingsstasies in haar klas gemaak. Sy het sulke plastiekbakke en dan in die bakke het sy die inligting gesit met wat uitgedruk is van 'n webtuiste af, of wat nou in 'n koerant of in 'n boek gekry was. En dan het sy dit voor in die klas gesit en die kinders moes na die stasie toe gaan, die inligting gaan uittrek wat hulle wou hê en dit neerskryf. So jy sê nie vir die kind spesifiek hierdie vraag se antwoord is in daardie bron nie. Hulle gaan soek dit self. Ek dink dit is 'n baie oulike idee en dit het regtig goed gewerk. Mens kan kyk as jou klas groot is, ek wil nou sê as jy nou 40 kinders toe het, sal ek 3 of 4 sulke stasies maak. Maar vir 'n klas van 20 kom jy reg met 1 stasie en 4 verskillende bronne, 3 of 4, afhangend van wat jy kan kry. Dan met graad 7 het ek 'n bloembol gemaak. Dit is met hulle boek. Die bloembol het 12 verskillende vlakke en 'n bloem het mos 6 vrae, daar's 6 vlakke en dan is daar 2 vrae by elke vlak om jou 12 dele van die bal dan nou klaar te maak. So hierbo het ek sommer voorbeelde ingesit. Dit begin dan nou maklik en dan gaan die vrae al hoe moeiliker. En op die ou einde as hulle klaar is met hierdie bloembol, het hulle dan nou deur bloem se vlakke gewerk en hulle is baie deeglik deur die boek. Ek het kontak gemaak met Karen Kratz, wat die skrywer is van 11 April en sy het vir ons klas stemboodskappe gestuur. Sy was vir tog daardie tyd in die hospitaal. Toe sy stemboodskappe gestuur en die kinders kon haar stemboodskappe gebruik het as deel van hulle bronne. Ek dink Hanna, jy gaan my dalk net 'n bietjie moet help. Hoe skryf ons dit op 'n bibliografie? Hoe skryf mens dit? Ja, ek het dan nog nooit 'n stemboodskap gebruik in 'n bron toe ek studeer het nie. Ja, so dit is alwaar ek bietjie onseker is by die bloembol. En dan as jy klaar is met jou die bloemballe, dan hang jy dit in die klas se dak en dit lyk ook baie mooi. Okay, so dit is dan wat die navorsing by graad 7 betref en net 'n bietjie 'n ander manier om dit te doen.
en die kinders nog altyd te lei om navorsing stukkie vir stukkie te doen. En ek dink dit kan ook werk by 'n volksverhaal, by kortverhale en dan by 'n novel of 'n jeugroman. Ek het vinnig met my vakadviseur gepraat oor die graad 7 en hulle stel eintlik voor dat mens 'n novel doen. Ek is nie eintlik baie mal oor daai woord nie. Dit klink vir my te veel of dit van novel afkom. Maar ek hou maar by die jeugroman. Okay, dan wil ek net gou vinnig ietsie sê oor Ena het gevra, ek moet ook ietsie sê oor hierdie ander 2 boeke. Die een in die middel, die aktiwiteitsboek en oor hoe ek dit in my klas gebruik. Nou die aktiwiteitsboek is 'n boek wat geskryf is vir die Fanie Viljoen, die klein boek van reeks. Nou daar's 6 boeke in die reeks met elkeen 'n klein stukkie teks by. En dan is hierdie boek het aktiwiteite by om jou te help om so 'n bietjie jou klaskamer net interessanter en lekkerder te maak. So hierdie boek het afdelings in oor geselstyd, oor mondeling. Daar's definitief van hierdie mondeling opdragte wat mens kan gebruik by die kwartaal 3 projek ook, afhangend van wat jy doen. Daar is 'n blitsbegrip afdeling wat 'n begripstoetsie is wat kort is. Ek weet nie hoe lank julle periodes is nie, maar die langste periode wat ek het is 45 minute. En in daai tyd, as ek nou moet verduidelik hoe beantwoord jy 'n begripstoets ordentlik, dan is daar nie nog tyd om 'n baie lang begripstoets te doen nie. Dit maak die blitsbegripstoets baie lekker. En waaroor ek ook baie kwaai is vir die kinders, is hoe om 'n begripstoets reg te beantwoord. En daarvoor gebruik ek hierdie om en pas boek. Agter in hom is 'n baie goeie verduideliking vir enige onderwyser en vir kinders hoe beantwoord jy 'n begripstoets reg van begin tot einde. Nou nog in hierdie boek is taalwerk en konteks wat dan nou aansluit. Hy kom net so na jou begripstoets en as jy daai tweetjies saam doen, behoort dit jou net so onder 'n uur besig te hou. Daar's 'n opsomming in. En ons weet almal in hierdie gecontroleerde toets of eksamen hierdie kwartaal moet graad 4 tot 7 'n opsomming maak. Vir graad 4 is dit 'n bietjie Grieks, want dit is die eerste keer wat hulle met opsommings in aanraking kom die kwartaal. En daar is regtig oulike opsommings in hierdie klein boek van reeks wat mens kan gebruik. Dit is klaar uitgewerk, die antwoord is daar. Ek dink wat baie keer wat mense of ontmoedig om opsommings te doen is, nou moet jy dit self gaan opsom. En die boek het 'n QR-kode voorin met die nasien-riglyne. En as nasien-riglyne op jou rekenaar is, kan jy dit maklik op jou dataprojektor op die bord gooi en almal lees daarvan saam. Dan is daar skryfaktiwiteite, enige iets, daar is gedigte onder andere ook weer in. Skryf 'n brief, maak 'n kaartjie, maak 'n uitnodiging, 'n plakkaat, 'n opstel. Daar's verskillende skryfaktiwiteite in die boek. Daar's aktiwiteite om woordeskat uit te brei en dan is daar ook 'n speel of 'n pret afdeling. Ek wil sommer net een van dit gou met julle deel. Daar's so 'n afdeling oor honde. Die boekie was hypercool hondetoertjies. En dan is die opdrag, jy moet 'n ID-kaart maak vir jouself as hond en jy kies jou eie hondenaam. Nou jou naam is die beginletter van jou eie naam en jou hondevan is die maand wanneer jy verjaar. So jy kan nou iets wees soos 'n Willie Wielbuiter. En Willie Wielbuiter moet dan 'n ID-kaartjie kry. Die ID-kaartjie word geskryf, kontaknommer, e-posadres, ID-nommer en jy moet natuurlik die pootafdruk maak vir die hond. So dit help kinders sommer wanneer hulle vorms moet invul. Ek weet iewers in graad 6 is daar so 'n aktiwiteit wat hulle moet vormpies invul. En dan is daar ook 'n bestelvorm waar jy dan nou vir Willie Wielbuiter allerhande diereprodukte kan bestel, shampoo, hondebeskuitjies. Dis ook lekker wanneer jy weer met jou gedigterme werk. Soos byvoorbeeld, jy werk met alliterasie en die hond is Simba stertswaaier. Hoor daai lekker alliterasie of jy is besig met taalwerk en jy werk met samestellings. Die hondevanne is goed soos pantoffelkouer
boefbuiter, stertswaaier, borduitlekker, beenwegsteker, gatgrawer, toiletwaterdrinker en skootspringer. So dis sommer lekker prettige maniere hoe jy nou bietjie weer na kan kyk na samestellings, eerder as om te sê hond plus hok is hondehok. Ja, ek dink dit is fluit my storie is uit. Dis al wat ek het vir vanmiddag. Baie dankie Rolien, ek dink dit is fantasties. Ek is so opgewonde oor die ABC van gedigte. Dit is 'n wonderlike boek. Ek dink selfs vir onderwysers wat in die hoërskool klas gee, kan daai van baie waarde wees. Om terug te gaan na die elemente van 'n gedig ensovoorts. So ek dink is fantasties. Baie dankie vir jou bydrae en die raad. Ek dink daar's definitief pitkos vir almal en praktiese raad wat gebruik kan word in die klas hierdie jaar. Ek weet ons gaan 'n bietjie oor tyd, so ek vra om verskoning vir almal. Ek wil graag vir Anna vra om vir julle vinnig te vertel van nog 'n boek wat jou ontsettend gaan help in die klaskamer. Anna, wil jy ons 'n bietjie vertel van vrae en antwoorde? Ja, graag Hannes. Ek wil net gou vinnig by Rolien aanhaak en sê, wanneer jy hierdie projekte met kinders doen, moenie bang wees om die skrywers van die boeke te kontak en te raadpleeg of om enige van die mense wat deel is van die projek te raadpleeg nie, want mense is verskriklik gretig om inligting te deel. Die graad 7 addisionele taaltaak wat ek opgestel het vir verlede jaar het ons die lirieke van Joe Black se Skepe gevat en dit vergelyk met 'n Afrikaanse gedig en gekyk wat is die ooreenkomste en verskille tussen lirieke en net gewone poësie. En toe het 'n kollega van my vir Joe Black, die dame wat die EAT aanbied, vir Joe Black 'n e-pos gestuur en vir hom gesê, Joe, weet nie of ek dink sy het op Instagram of ek weet nie waar nie gesê, ek weet nie of jy die boodskap jou kry nie, maar ons gaan jou lied in die klas deel maak van ons navorsingsprojek en het jy enige raad of wysheid oor hoe jy aan die liedjie gekom het? En Joe Black het 'n hele 10 minute lange video net vir daai klas gemaak op sy foon sommer in die studio eenmiddag en dit vir haar ge-WhatsApp en waar hy vir die kinders van begin tot einde verduidelik hoe hy die liedjie geskryf het en wat die boodskap is en dit het vir daai kinders so baie beteken dat hierdie persoon na wie se musiek hulle luister vir hulle hierdie moeite doen en dit was nie nodig van hom om dit te doen nie, maar hy het. So ek is oortuig daarvan dat as jy enige van hierdie skrywers kontak of enige van die mense, veral al hierdie mense wat nou geskryf het vir hierdie nuwe publikasies, is mense wat op sosiale media beskikbaar is. So reik uit na hulle toe want mense wil ons hande vat. Mense wil deel van die opvoedingsproses wees en ons moet net ons hand ook uitsteek na hulle toe. So ja, dit is maar net my 5 sent daaroor. Die heerlikste boek het die lig gesien, 50 vrae en antwoorde. Ek raak altyd die ding blur nou dit so bietjie, maar Ena het 'n skyfie daarvan gemaak. So Ena, as jy nie omgee om dit net daar op te sit nie. In die verlede het ek altyd baie suur geraak vir my Engelse kollegas want daar is 'n legio van hulpbronne op die internet vir ons Engelssprekende kollegas. Jy kan nou maar net daar intik begripstoets, or reading comprehension, grade 7 en boef, daar val alles net uit die lug uit, soos daai voelmis waarvan jy nou gepraat het, Hannes, wat daai saadjies so eet. En dan gaan ons in Afrikaanse taal en ons soek hulpbronne vir ons klas, ons moet 'n klastoets doen, ons moet dit doen of dat doen, en daar is net nie hulpbronne in Afrikaans nie, en toe kom Lapa en hulle bring hierdie fantastiese vrae en antwoorde, 50 vrae en antwoorde vir die klaskamer. Ek was baie gelukkig om te kon meewerk aan hierdie boek, en die boek is 100% KABV belyn, en heeltemal op Bloom se taksonomie en Barrett gebaseer. Dit sluit luisterbegrip, leesbegrip, visuele tekste en opsommings, luister nou mooi, van graad 4 tot graad 7 vir huistaal en addisionele taal. So jy het amper nie meer 'n verskoning nie, en daar's nie net een van elk nie, daar is 'n spilletjie van elk hierin. Die memorandum is hierby ingesluit, en wat heerlik is vir al van die luisterbegrip, is dat hier ook voor in die boek 'n QR-kode is wat jy kan skandeer met jou foon, en dat daar dan 'n stem is
my stem as a matter of fact, wat die leesbegrip vir jou voorlees. Nou, die leesbegrip se tekste is in hierdie boek gepubliseer, wat fantasties is, want dit beteken jy kan dit dan ook gebruik as die luisterbegrip. Se tekste is gepubliseer wat sê dat jy dit dan ook as leesbegrip in jou klas kan gebruik. Daar's heerlike byvoorbeeld pre-lees, pre-luister aktiwiteite. Alles is regtig baie aktuele tekste en ek wil julle aanmoedig om ons Afrikaanse platforms te ondersteun, want al die tekste, meeste van dit, wat in hierdie boek gebruik is, kom van Marula Media af. Ek dink dit is 'n wonderlike platform om te ondersteun wat hulle regtig daadwerklik beywer vir Afrikaans. Daar kan julle nou die ander sien, daar's 'n vrae en antwoorde vir graad 7 tot 9 en ook vir graad 10 tot 12, wat almal op dieselfde beginsel geskoei is. En ja, so moedig jou kinders aan om hierdie boeke te kry, want ouers is baie vinnig om by allerhande huiswerk tannies te wil vra vir raad en hulp, en hulle het nie altyd die regte raad en hulp nie. Kry dit by die mense wat regtig weet wat in die klasse aangaan, want dit gaan jou regtig net help, dit gaan jou nie potjie nie. So ek wil julle aanmoedig om daarna te gaan kyk, en dan wil ek sommer net ten slotte sê nog hulpbronne wat jy kan gebruik, digitale hulpbronne, is afrikaans.com. Ek is gek daarna, want daar is soveel klaskamerhulp daarop, wat regtig baie toepaslik is. 'n ander webtuiste wat ek gereeld besoek is, soos wat ek en Rolien gesê het, Weet, en dan is ek ook baie lief daarvoor om op Viva Afrikaans te gaan, veral wat taalkwessies aanbetref. Dit het regtig waar, dis kenners wat daai inligting saamgestel het, dit is nie sommer net Poppy van Polokwane wat gesit het en gedink het sy wil nou 'n studiegidsie skryf nie. So dit is mense wat vir jou grondige hulp gaan gee, en sluit aan by Viva Afrikaans se WhatsApp groep en word deel van die gesprek, word deel van die oplossing, want ons is almal hier om mekaar se hande te vat, en dit is lekker om in ons moedertaal te kan werk. Dit is lekker om te sien dat mense hulle self beywer en tyd daarin sit om nuwe hulpmiddels te publiseer wat ons almal net baat. So baie dankie dat ons met julle kon gesels, Hannes. Dit was verskriklik lekker vir my gewees ook om na Rolien te luister. En dankie vir wat julle doen vir ons as onderwysers, om ons ook net 'n partykeer 'n handjie te gee, want ons raad raak ook maar op. Nee, dit is fantasties. Nee, baie dankie, Anna. Ek is soos jy ook ontsettend opgewonde oor die vrae en antwoorde reeks. En daai het absoluut begin as gevolg van 'n noodkreet van onderwysers af. Dis nie omdat ons gedink het, ons gaan nou lekker geld maak of iets in daai lyn nie. Dit was om onderwysers te help. En dit is lekker om te sien hoe dit in klaskamers gebruik word. Dit is in inderwaarheid so goed ontvang dat ons ook nou die Engelse questions and answers uitbring. Dit is so as jy in beide tale klas gee, dit is ook nou beskikbaar in Engels, maar ja, die formaat en die werk wat julle ingesit het, Anna, is net fantasties, en dit kom in die klaskamer uit. So baie dankie. Ek wil net vir almal sê baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons het ongelukkig 'n bietjie oor tyd gegaan, maar ek dink julle sal saamstem dat dit absoluut die moeite werd was om 'n bietjie langer ingeskakel te bly. As indien julle vroeër moes gaan en julle die laaste deel gemis, dit is opgeneem, die hele gesprek is opgeneem en gaan beskikbaar wees op die Klaskameraad blog. So gaan kyk gerus op die Klaskameraad blog, soek dit net op Google, is maklik verkrygbaar. Daar is ook verskeie ander hulpbronne daar en ook nuus oor boeke, uittreksels ensovoorts, selfs gratis aktiwiteite. So gaan kyk gerus na Klaskameraad. En dan het Ena ook vir julle skakel gestuur om betrokke te raak by 'n ondersteuningsgroep, 'n WhatsApp groep. As julle wil deel wees van die gesprek, soos Hanna nou gesê het, raak deel van die gesprek. As julle dan later dink aan vrae wat julle vir ons paneel wil vra, asseblief laat weet ons daarop, of kontak vir Ena. Julle het reeds al besonderhede. Ons het nie ontsettend baie vrae gehad nie. Ek dink van die vrae is beantwoord. Ons het ongelukkig nie meer tyd oor nie, maar ek wil vir julle almal baie dankie sê, Hanna, Rolien en Jaconet. Ontsettend baie dankie vir julle tyd, julle insig,
dat julle gedeel het met soveel passie. En dan wil ek ook vir Ena sê, dankie dat jy agter die skerms gewerk het om hierdie hele ding aan die gang te kry en natuurlik vir almal wat ingeskakel het. Dankie dat julle julle tyd opgeoffer het om te leer, dat julle wil beter word en ons dink aan julle. Julle het die belangrikste werk in die land. Julle maak die volgende generasie of julle is die onderwysers vir die volgende generasie. So ons dink aan julle en as ons julle kan help, gaan ons bes probeer. So weer eens dankie en ek hoop almal het 'n baie lekker aand. Totsiens. Totsiens. Totsiens.